Soos julle almal weet, is ek deel van 'n identiese tweeling. Nou wat gebeur het is toe ons 4 jaar oud was, het ons by my ouma se huis in Parow gaan kuier. Ons het altyd om die swembad gehardloop en gemaak asof ons in 'n waterwurm ry. En die groot mense het altyd na ons gekyk en kyk of ons alright is. Ons het daai tyd nog met daai chippies geswem. En vir 'n oomblik het die groot mense in die huis ingegaan en daar gaan kuier en ons het nog so gespeel en die res van die familie was ook weg en dit was ek en my broer wat oor was. Die volgende moment hardloop ons om die swembad en wat eers 'n speletjie was, het verander in 'n nagmerrie. Ek het letterlik in die swembad ingeval, uit met chippies uitgegly en letterlik op die bodem van die swembad gaan lê. Ek het net blou gesien en alles het later verander na wit toe. Ek het nie geweet wat gebeur nie. Ek het eers geweet ek was besig om dood te gaan nie. Die volgende moment kom 'n stem uit die hemel uit en sê vir my, dit net wit geraak en sê vir my, Skalk, jy gaan nie vandag doodgaan nie. Ek het groot planne met jou lewe. En net op daai moment gryp 'n hand my en trek my uit die swembad uit en dit was my broer gewees, wat letterlik ook my uit die swembad uit kom red het. Nou, dit het groot drama veroorsaak. Natuurlik was die familie baie kwaad geweest. Ek het geweet ek het Jesus ontmoet, ek het gehuil en dit was vir my 'n groot dramatiese ervaring geweest. Die volgende dag was die burger gekontak en ons was toe op die burger se voorblad geweest. Die opskrif was nog geweest, Boetie red ander boetie uit watergraf. Na groot opwinding en allerlei goeters, jare daarna vertel ek die storie van hoe Jesus aan my verskyn het. En letterlik op ons 21ste verjaarsdag, toe sê my broer, Skalk, ek moet iets sê. En hy sê toe voor almal dat hy my eintlik in die swembad ingestamp het. En dit was vir my challenging geweest, want ek moes hom vergewe. Want my hele lewe glo ek het daar ingeval en het geklink asof hy die held was wat my gered het. En eintlik was dit hy wat my ingestamp het. So my ontmoeting met die Here, daai dag toe ek 4 jaar oud was, het my broer se moontlike ontmoeting met die Here geraak toe hy 21 jaar oud was. En obviously het ek hom vergewe en die Here het daar vir my 'n groot les kom leer, dat wanneer hy iets doen, doen hy nie net iets vir jou nie, maar hy doen iets sodat dit 'n getuienis vir sy naam kan raak later. En Jesus is vergifnis. So as jy sukkel met vergifnis, bid ek nou vir jou, sodat jy kan vrykom dat jy die oorvloed kan kry in jou lewe. So Here, ons bid nou vir vergifnis. Here, ons bid vir die geleentheid, Here, en vir die moontlikheid, Here, dat elke een vergifnis in sy hart kan hê om mekaar te vergewe. Want ons weet, Here, dat dit is waar die krag lê. Dit is waar die krag van die bloed lê. En ons sê vir U dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. So ek wil jou bemoedig, vriende, dat as jy sit met onvergifnis of enige ding en jy wonder ook om jou deurbraak nie daar is, vergewe en laat gaan en laat die Here heers. Jesus wat aan die kruis gesterf het, die Messiah, die Seun van God, wat sy lewe vir jou gegee het. Bless julle en maak seker julle deel hierdie video met julle vriende wat dalk baie vir hulle sal kan beteken.